verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Baie hartlike goeie naand. Hierdie beteken een ding. Dit is Sondag aand. Kruiskyk daar by jou huis, daar waar jy kyk. En wat 'n wonderlike voorreg het ek om met jou te kan gesels soos altyd. As dit nie ek is nie, dan is dit my pragtige vrou Desiree. En dis vir ons albei 'n groot voorreg om deel te kan wees van jou lewe. Dit is so lekker om hier te kan wees. En my vrou smou sommer baie breed daar agter die kamera, want ons is baie dankbaar om toegelaat te word om die woord van die Here te kan bring. Praat nou so onlangs met 'n pastoor en hy sê, weet jy, dit is so hartseer dat hy verwys na die jong generasie wat daar vandag is, en ons moet baie vir ons jong mense bid en vir ons kinders en kleinkinders en agterkleinkinders bid, wat so blootgestel word aan goeters waaraan ons nie blootgestel was nie, en in baie opsigte sien hulle ook nie die Pinkster wat ons mee groot geword het nie. En ek wil die Here eer vanaand, en ek dink ek wil dit sommer nou maar sê op hierdie platform, ek wil God eer vir elke pastoor daar buite wie nog glo dat sonde bly sonde, wie nog preek oor die bloed van Jesus, en wie nog preek dat Jesus gaan terugkom, wie nog heiligmaking preek, want dit is baie, baie skaars. Nou julle ouens, vanaand oor 2 weke, vandag oor 2 weke, na hierdie uitsending, is ons juist by Kruiskyk, daar in Somerset West, Sondagoggend gaan ons lekker saam met hulle kerk hou. Dit is altyd vir ons 'n hoogtepunt op ons jaarprogram. Ons kuier by die kinders en ons preek daar by Kruiskyk, en dit is so 'n wonderlike voorreg om julle daar te kan. Hoop ons kry jou daar as jy in die Kaap is, hoor. Sondagoggend, dit is die 3de Mei, is ons daar in Somerset West by Pastor Clemens en Stefanie Mans. Nou, ek lees vir jou 'n gedeelte hier, Deuteronomium. My vrou het al daaroor gepraat. Ek het al oor 'n voice clip daaroor gepraat, en dan geseker in my bediening en pastoor in jou bediening wat kyk ook seker al 'n paar keer oor die keuse, because life is about choices. Die hele lewe gaan oor besluite. Ek en jy kan nie ander mense kwaadlik neem en blameer vir besluite wat ons geneem het nie. As jy 'n besluit neem, en hierdie is belangrik dat ek dit sê, dat God het vir elke mens daardie wil gegee en daardie vermoë gegee om self te besluit oor dit in jou lewe. Hy sê daar in Deuteronomium 30 vers 19, ek neem, dis God wat praat, vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ek kan dit nie genoeg sê, hoe belangrik het is, priester, pa van jou huis, dat jy en jou vrou as hoofde van die huis, veral jy, man van die huis, die regte besluite sal neem, rakende jou lewe met die Here, want hier sê hy, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Nou ek wil amper sê vanaand, dat jou nageslag, die uitgangspunt of die waarop dit gaan uitloop en wat baie keer hulle word, is as gevolg van besluite wat ek en jy geneem het in die lewe. Nou sê die Here daar, hy sê ek neem die hemel en die aarde as getuie, my vertaling, dat ek aan jou 'n keuse gee.
Ek sê dit baie, life is about choices. God sê, ek hou voor jou die dood en die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Nou sê hy, kies dan die lewe. Nou ek weet, ek het hierdie by 'n voice clip gesê, dat vandag se skooliere, ek gaan nou nie sê dit makliker as ons, wat ons het gehad het nie, maar ek wil amper sê dalk effens meer gemaklik. Toe ek op skool was daar nie bloktyd en jy skryf Vrydag geskiedenis, so jy's van Dinsdag tot Vrydag as jy by die huis om te swat nie. Nee, ons eksamens was in 'n baie korter tyd, my vrou, en jy het nou sommer hier in die Vrydag, Maandag gaan skryf jy aardrykskunde, dan skryf jy nou Vrydag geskiedenis en dan is ook tussenin ook, jy weet. So jy het nie werklik bloktyd gehad soos wat daar was vandag en daai goed te sien, maar ons het briljante onderwysers gehad. En ek moet nou mooi dink, in die eksamenlokaal waarin jy nou die dag skryf, jou geskiedenis of jou aardrykskunde, baie keer is juis een van die onderwysers wie vir jou klasse gee het, die eksaminator. En ek dink, off the records, dink ek baie keer, onthou daai was daar nou die notes crosses en ja, nee, dit was, jy moes skryf. En dink ek baie keer, weet as hulle so tussen die rye deurstap, dan kom staan hulle langs jou tafel en hulle kyk wat jy skryf en baie keer dink ek sou hulle jou graag wou gehelp het, maar hulle kon nie. Want die keuse bly jou nou. Maar hier lees ek iets. Ek wil amper sê, ek weet ek het so onderwyser gehad. Hy sê, is God wat praat. Hy sê, ek hou lewe voor jou en ek hou dood voor jou. Ek hou lewe en ek hou dood. Jy moet vandag kies. Die vloek. Jy moet vandag kies. Wil jy die dood saam met die vloek hê, of wil jy die lewe hê saam met die seën? En as jy nou sê, hy sê, ek sê vir jou, die regte antwoord is, kies die lewe, sodat jy kan lewe, en ook jou nageslag. Hy sê daar in 1 Korintiërs 6 vers 19, ek wil gou vir jou lees, sê, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Jessie ouens, Paulus skryf hier 'n groot ding. Nie net is jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees nie. Hy sê julle is duur gekoop deur die bloed van Jesus. En as jy nou 'n wyse soek om God te verheerlik hom, dan in jou liggaam, en deur jou liggaam, ek gebruik my liggaam nou, hier om te preek, en my hande en goeders, gebruik dit, nadat jy die lewe gekies het, daar is die dood, daar is die lewe. As jy weet wat die een gaan werk, sê die eksaminator, kies die lewe. That's it. So hy gee aan my en jou 'n keuse, maar hy gee ook aan my en jou die antwoord, wat hy sal voorstel, ek en jy moet kies. En dan wonder ek, wat is dan so moeilik om hierdie keuse te maak? Is brandewyn so lekker? Is hy so lekker, dat jy brandewyn kies bo Amazing Grace? Is pornografie so nice, dat jy dit kies bo God se woord? Is om te steel by jou werk, of waar ook al, so exciting, dat jy bereid is om dit eerder te doen, as om jou hande tuis te hou?
Wyle pastoor Pieter Snyman, een van die groot godsmanne wat die PPK ooit gehad het, van die grootste, wat prediking betref, het eendag gesê, as jy weet dat rook is sonde, en jy rook 5 sigaretjies 'n dag, as jy rook 5 pakke, eerder, maak dit die moeite werd om die hemel te mis. Ek praat nou nie net vanaand hier teen rook en drank en goed, ek probeer 'n voorbeeld stel, die dood, op die canvas van dood, is daar, gou vir jou lees hoor, Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Reg deur die lewe het ek en jy keuses wat ons moet maak. En ons, dit is nou die, ek weet nou nie wat 'n lekker ding is nie, maar dit is die waar ding. You can never blame somebody else for choices you have made in life. Ons leef in 'n krom en 'n verdraaide geslag. Ons leef waar Romeine 6:23 byvoorbeeld, mense baie graag uit hulle Bybel wil uitskeer, want ek wil vir jou sê, hoor wat sê Romeine 10:13. Hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Kies die dood. Onthou, hierdie dood is die ewige hel, man. Dit is nie net liggaamlike dood nie, hoor. Jy kies, weet jy, die hartseer ding is, en die realiteit is dat God het die hel voorberei, nie vir een mens nie, nie vir een mens op hierdie planeet nie. Hy het hom voorberei vir die duiwel en sy engele. Elke liewe mens wat die hemel gaan die hemel mis, oor verkeerde besluite en keuses wat jy self gemaak het. Nou ons het 'n geneigtheid om ander mense te blameer oor hoekom ek drink, hoekom ek die kerk toe gaan nie, hoekom ek steel, of hoekom ek wat ook al doen. Dis vir my baie ironies, ek sê dit baie, miskien het jy dit al gehoor, dat ek het gesê ergens in 'n boodskap, maar dis ironies, nee, dat baie mense se baas kan hulle die hele week vloek by die werk, en sê hoe sleg hulle is. Maandag is hy weer daar met sy peanut butter broodjies, wat hy het nodig om geld te verdien vir sy gesin. Laat een mens jou nie groet by die kerk nie, dan mis jy 7 maande kerk. Kom aan ouens, waarmee is ons besig? God sê so, hy sê ek hou vir jou voor, die dood en die lewe. As hy sê, die loon van die dood is die sonde. Hy sê, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Jy kies. Dis Sondag aand, dis kruiskyk, jy sit jou motortjie op 'n lazy boy. Here maak dit vir jou relatief baie maklik, hoor, om vanaand te kan kies. Weet jy wat, gaan ek aanhou met die oude meester, of gaan ek oor vanaand na die nuwe meester? It's your choice. Geen pastoor kan jou red nie, geen kerk kan my red nie, geen kerk. 'n kerk kan jou nie red nie. En dit maak die kerk nie irrelevant nie. Die kerk moes veronderstel om die boodskap van Christus te verkondig. Daarom is die kerk uiters relevant. Jy moet opgaan na die huis van die Here. En dan gaan jy op, geen gebou. Hierdie goed kan jou nie red nie. This is the place of prayer. Dis waar ons by mekaar kom, om die goeie boodskap te hoor, die evangelie, want die woord evangelie beteken goeie nuus. Daar's 'n ou koortjie wat sê, dis nou net goeie nuus, want die redder is hier. Ons kom nou, van die viering af, van die Paasnaweek. Jy was seker daar by jou kerk, dalk het jou gemeente konferensie aangebied, ons was daar by Springs, ons het hier by ons bedien, ons het elke jaar het ons tentkonferensie, wat ons by the way, weer volgende jaar definitief gaan, en so klaar bespreek, maar wat ek probeer sê is, en ons was die Saterdag aan by Springs, daar by Piksel Lewenssentrum, en Sondagoggend by Ligkruis, of wat bediening, lighuisbediening van Pastor Becky Mans, hulle by die stadion, by die skool, paviljoene, en daar het ons ook, we celebrated die afsterwe van Jesus, maar ook die opstanding van Jesus. Ons het dit gecelebrate. En waarvoor dink julle celebrate ons dit? Hoekom dink julle vier ons hierdie goedes? Ons vier dit, want Jesus sit aan die regterkant van God die Vader. En die koortjie digter sê, because he lives, I can face tomorrow. En enige pastoor, op enige plek in die wêreld, op hierdie planeet aarde, wat hierdie woord preek, sal vir jou sê,
You have to choose. Hallo? Jy moet kies. Die hand is nie agter die rug nie. Jy weet wat jy kies. Hy sê, ek hou vir jou voor. Ja, die lewe en die dood. Jy kies self. Maar dat ek het gefrustreer oor. Kies die lewe. Sodat jy kan lewe en jou nageslag. Ek wonder baie keer, weet, hierdie evangelie is so verstaanbaar. Dit is so gracious, dat jy sit nou vanaand waar jy ook al is, en hierdie boodskap kom reguit na jou toe. Moenie vir my sê dat God het nie met jou 'n plan nie. En op die tema van hierdie Action of Voice van hierdie uitsending, is die tema vanaand, wat gaan jy kies? Gaan jy die dood kies? En alles wat daarmee gepaard gaan? Want as jy, ek weet nie gou vinnig gaan nie na Romeine toe, hoor gou so, kom ek sê gou vir jou, wat behels die dood? Wat is die vrugte van die dood? Hy sê daar, vers 29. Hy sê, dat is Romeine 1 vers 29, en dat is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, niestraals, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan hulle ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik en onbarmhartig. Nou gaan lees Romeine 1 vers 29 tot 31, 23 sondes waarvan hy hierso praat. Kies jy die dood? Dit is in die dood. Romeine 6 sê dat die loon, the wages of sin is death. 23 sondes. Weet jy dat 23 beteken eerste dood? Eerste dood. Nou sê, mense al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat het doen. Stil wees is ook 'n antwoord. So ek gaan nie stil wees vanavond. I'm going to be in your face. En ek moet al begin klaarmaak. Deuteronomium 30 vers 19 sê, kies, ek hou aan jou voor die dood en die lewe. Die gevolge van die dood, om te kies is die tweede dood, naamlik die hel. As jy die lewe kies, is jy saam met hom in die nuwe Jerusalem waarvan Openbare 3 vers 12 praat. Mense, come on, die keuses was nou eenvoudig. Wat wil jy kies? En as jy die dood kies, maak dit die moeite werd. As jy die lewe kies, dien die Here met jou hart. Lewe heiligmaking. Bid jou, lees, die ou sonneskool het vir jou antwoord. Lees jou Bybel en bid elke dag. En jy sal groei. Jy weet, ons het 'n vroukie nou afgestaan in ons gemeente aan die dood. Op die ouderdom van 34, sy het my so 3 maande terug gekontak, uit die bloute uit, out of nothing. Hallo pastoor, jy pastoor Gelvin? Ja, ek is pastoor Gelvin. Sy sê vir my, pastoor, waar hou julle kerk? En ek vertel haar. Sy sê, pastoor, weet jy wat? Ons wil kom besoek. Ons was al in soveel kerke, en ons soek die waarheid. En weet jy, die vroukie, op die ouderdom, sy was 34 jaar oud. Paar dae, of net so voor haar verjaarsdag, of wat ook al. Toe sterf sy feitlik in haar slaap. Ek het haar begrawe, 34 jaar oud. Ek het haar gister, het ek haar te ruste gelê. Mense, she chose the life. David sê, al gaan ek deur die dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie. Jy gaan slaap op die ouderdom van 34, jy is sprankelend gesond. Jy word net nie wakker nie. Mense, wat kies jy? Kies jy die dood of kies jy die lewe? Ek, wat hier staan, kies die lewe. Kom ons bid gou saam. Vader, aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Dankie dat ons vanaand kon uitsaai. Al bereik hierdie boodskap een persoon, is dit meer as die moeite werd. Ek bid, Vader, dat U asseblief sal stil staan by hierdie kyker, en dat hulle sal weet, Here, U hou vir ons voor vanaand, opnuut. Kies jy die dood, of kies jy die lewe?
besluit jy. En Here, waar ons gaan opeindig, gaan wees as gevolg van besluite wat ons geneem het. En ek dank U daarvoor. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Wil net soos waardeer vir julle. En volgende week is my vrou weer aan die woord. En die week daarna is ons in die Kaap en ons hoop om jou daar te sien. Die Here seën vir jou, totsiens.